Goeiemôre, 31 Oktober, hier by ons, reg oor die wêreld die wat dit doen, is dit Halloween dag. Maar ek wil gou iets te sê, niks met Halloween te doen nie, maar iets anderste. Ek lees so goed oor social media en video's en so aan, spesifiek oor die refugee program, en ek begin bekommerd raak oor sekere mense, wat in hulle koppe en hulle gedagtes aangaan, en dan wat hulle verwag met die refugee program. Nou, ek het dit al voorheen gesê, maar onthou, ek wil net bietjie hernie. Suid-Afrika, of kom ek sê dit andersom, Amerika is nie Suid-Afrika nie. As jy hier kom en jy verwag braaivleis, rugby, sonneskyn en Chevrolet, nog jonger mense nie weet waarvan ek praat nie. Dit was 'n advertensie in die 70s op die TV, 70s en early 80s. Onthou julle, braaivleis, rugby, sonneskyn en Chevrolet. As jy dit gaan verwag hierso, gaan jy bietjie teleurgesteld wees. Wel, hier is braaivleis as jy dit self doen, en dan die mense hier braai. Hier is nie rugby nie. Hier is klein rugby. As jy rugby wil kyk, moet jy soek op die internet of jy moet betaal daarvoor. Hier is altyd sonneskyn en nie is baie Chevrolets wat rondry. Maar daai konsep van die Suid-Afrikaanse kultuur gaan jy nie hier kry nie. Ek beloof jou. Jy kan dit saam met jou bring en jy kan ander Suid-Afrikaners opspoor wat hier bly en daai kultuur share. Maar as jy met daai mindset kom dat daai kultuur hier ook moet wees, dan gaan jy swaar lewe. Jy gaan regtig sukkel. Deel van daai kultuur is Suid-Afrikaanse braaivleis, rugby, sonneskyn en Chevrolet kultuur, is ook die gemaklikheid of gemaklik, ek weet nie hoe moet jy dit mooi sê nie, wat Suid-Afrikaners het, veral ons wit populasie, ons het 'n gemaklike lewe groot geword, in terme van, ons het bediendes, goedkoop bediendes. Ek het iemand het op een van my video's gevra, hoe kry jy het reg om in Amerika voltydse werk te doen, en nog jou huis kom maak as jy nie kan 2 bediendes hê nie. Nou, dis regtig gemaksig as jy met 2 bediendes by die huis sit in Suid-Afrika, en dan ook, weet, wat het hulle nou weer genoem, ek kan nie onthou nie. Jy gaan in my hoek daar by die Spar, dan sit daar baie swartes langs die pad en soek hulle 'n piesjob vir die dag. Dan kom hulle werk in jou tuin en gee vir hulle 'n paar bucks en gaan hulle weer. Met jy nou nie 'n voltydse een hoef aan te stel nie. Jy gaan daai nie in Amerika kry nie. Hier is bediendes. Jy gaan net betaal daarvoor. Jy kan byvoorbeeld iemand aanstel as 'n bediende. Hulle gaan nou nie Tswana praat of iets nie. Hulle gaan Engels praat. En miskien Spanish praat. Maar hulle kos nie dieselfde nie. Jy gaan nie ordentlik moet betaal. Of jy doen dit maar net self. Tuin, jy gaan nie piesjobs ons kry langs die pad om op te tel gou vir 'n piesjob vir die dag nie. Nêrens nie. Maar jy kan mense kry wat tuindienste doen en hulle betaal om dit te kom doen, jy gaan net meer betaal. En baie keer verwag ons dat dinge vir ons gedoen word. Jy weet, ek weet toe ek in Suid-Afrika was, mense het ons mindset altyd gehad, jy verwag dinge moet vir jou gedoen word. En ek sê nie almal nie, maar dit is baie. En as jy met daai mentaliteit in Amerika aankom, gaan jy regtig sukkel. Jy gaan nie kom, jy gaan dinge moet doen vir jouself, jy moet opstaan. So die wat refugee program oorkom, en die wat reeds hier is, gaan vir jou kan sê, toe hulle hier kom, toe kom hulle agter, okay, dit is 'n goeie program, jy kry die voordeel om met hulp hier aan te kom, en hulp hier te hê as jy hier kom, maar jy moet opstaan en jou ding gaan doen. Jy kan nie net daar op jou gai sit elke dag en dink hulle gaan vir jou aandra nie, dan gaan jy dit nie lank hou nie. En as jy verwag dat jy moet bedien word, dan gaan jy regtig swaar trek. So onthou, Amerika is nie Suid-Afrika nie. As jy hierdie move wil maak, sit jou mind reg voor jy nog eers dink om eers jou aansoek of jou SOI of iets in te vul.
dis al wat ek wil sê vir vandag. Ek hoop dit motiveer mense. Dis nie om iemand pak te gee of iets nie. Ek hoop dit motiveer mense. Want die reward is baie, baie groot. As jy hier kom met jy regte mindset en jy werk hard, en jy weet, jy ding vir jouself, dan het jy daai reward van 'n veilige lewe en 'n ernstige blink toekoms vir jou en jou familie, vir al jou kinders. Hier's niks wat dit gaan keer vir hulle nie. Hulle gaan regtig 'n baie goeie toekoms hê. Dink daaraan, dink hard daaraan, voor jy daai commitment maak dat jy wil kom, maar jy wil ook nog steeds jou ou lifestyle, kultuur behou. Dan moet jy mooi daaraan dink. En dit is moeilik om jou kultuur te bou in 'n land waar amper niemand daai kultuur het nie. Alright, dis al vir vandag. Baie dankie.